Môre almal. Ek hoop almal het 'n fantastiese week gehad en lekker uitgerus op hierdie lekker lang naweek wat ons gehad het. Kom ons sit so, dan raak ons net bewus oor hoekom ons vanoggend hier is. Ons sit so en ons raak net bewus van God se teenwoordigheid. Van sy grootheid. Ons Hemelse Vader, ons kom vanoggend voor U na 'n besige week. Na die mekaar maand met 'n klomp seer, dalk vanoggend met 'n stuk opgewondenheid. Here, U ken ons harte. Here, maar op hierdie oggend wil ons vir U vra om ons te kom stil maak. Here, kom maak ons rustig. En maak ons kalm. Amen. Die Allerhoogste woon nie in geboue wat met hande gemaak is nie. Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is die God wat saam met ons op pad is. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel oopmaak en ons vanoggend hier kom ontmoet. Genade en vrede vir julle. Van God ons Vader, wat ons as sy eiendom aangeneem het. Genade en vrede van Jesus Christus, die Seun van die mens, wat sit aan die regterhand van God. Genade en vrede van die Heilige Gees, wat ons harte oopmaak en binne ons woon. Amen. Ons gaan vandag saam lees uit Handelinge 7. En ons gaan net stil staan by die laaste paar verse in Handelinge, maar ek dink dis belangrik om op jou eie tyd die hele hoofstuk te gaan lees. Maar voor ons enigstens verder uitbrei en gesels oor hierdie lang hoofstuk, kom ons sluit hier aan bid ons. Sê ons Vader, ons is vanoggend opgewonde in ons harte, want ons lees hierdie fenominale preek van Stefanus. 'n boodskap wat destyds die Jode se harte geruk het. Here, mag hierdie boodskap vanoggend dieselfde impak op ons hê. Here, mag hierdie boodskap vanoggend een en elkeen van ons hart kom ruk. Here, nie dat ons sal kwaad word of omgekrap voel nie. Here, maar dat ons met 'n stuk vreugde en vrede hier sal uitstap. Here, maak ons hart nou ontvanklik vir U woord. Here, dat ons nie net sal hoor nie, maar sal voel en sal sien wat U vir ons wil sê. Ons dankie en ons loof U groot en heilige naam alleen. Amen. Ek lees vir ons Handelinge 7 vers 51 tot by 60. Julle hardkoppig is, julle is heidenes in julle hart, julle is doof vir die woord van God, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, soos julle voorvaders gemaak het, maak julle ook. Was daar ooit 'n profeet wat nie deur julle voorvaders vervolg is nie? Hulle het God se boodskappers doodgemaak, wat lank tevore die koms van die regverdige aangekondig het. Nou het julle self die regverdige verraai en vermoor. Julle is die mense wat deur bemiddeling van die engele die wet van God ontvang het, en tog het julle dit nie gehoorsaam nie. Toe die lede van die Joodse raad dit hoor, het hulle van woede op hulle tande geknars. Maar Stefanus, vol van die Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Toe het hulle hard geskreeu en hulle ore toegedruk. Soos een man het hulle op hom afgestorm, hom uit die stad uitgesleep en gestenig. Die getuienis het hulle klere neergesit by 'n jong
met die naam Saulus. Terwyl hulle vir Stefanus stenig het hy geroep, Here Jesus, ontvang my gees. Toe het hy op sy knie neergesak en hard uitgeroep, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. Met hierdie woorde het hy gesterwe. Net tot sover. As ons vanoggend Handelinge 7 oopmaak, staan ons voor die langste hoofstuk in die boek van Handelinge. En hier is die laaste woorde van Stefanus. Stefanus wat die eerste martelaar van die kerk was. Maar ons moenie vanoggend dat hierdie lente van hierdie hoofstuk ons afskrik nie. Hier is nie sommer net 'n geskiedenisles wat hy hierso in Handelinge 7 kom gee nie. Hierdie is 'n teologiese bom wat Stefanus kom en vir die Jode gooi. Stefanus word aangekla dat hy teen 3 dinge praat. 3 dinge wat die fondasie was van die Joodse godsdiens. Die eerste is Moses en dan die wet en die derde een teen die tempel. Die godsdienstige leiers van sy tyd het geglo dat hulle God in 'n boksie kan hou. Hulle het gedink, as ons die tempel het ons vir God. En as ons die wet nakom, besit ons God se guns. Maar Stefanus antwoord hulle deur 'n storie te vertel. Hy sê vir hulle, kyk mooi na julle geskiedenis. Hy wys vir hulle dat God aan Abraham verskyn het in Mesopotamië, lank voordat hulle enigsins 'n beloofde land gehad het. Hy wys vir hulle dat God vir Josef in die tronk in Egipte ontmoet het, ver weg van die altaar. Hy wys vir hulle dat God met Moses gepraat het in die woestyn by 'n brandende braambos, op grond wat heilig was, omdat God daar was, nie omdat daar 'n gebou of 'n tempel gestaan het nie. En Stefanus maak in hierdie preek van hom die eenvoudige punt, God is 'n God op pad. Hy laat hom nie insluit in ons geboue of beheer deur die Joodse tradisies nie. Die tragedie van die Sanhedrin, dis die mense wat vir Stefanus tereggestel het, was dat hulle probeer het om God te besit as 'n godsdienstige item. Maar hulle het vergeet wat dit beteken om aan God te behoort. Toe ek hierdie preek begin het met hierdie teks, ek het eintlik al vroeg die week begin met die teks, want dit was ook ons Bybelstudie teks vir die week gewees. En het hierdie woorde die heeltyd by my opgekom, dat die Jode gedink het, God behoort aan hulle, en nie verstaan het, dat hulle behoort aan God nie. En dit bring ons dan by die teksgedeelte, die hart van die teks. Stefanus hou dan in hierdie preek van hom op, om die geskiedenis te vertel, en hy hou 'n speel vir sy gehoor op. En hy sê in vers 51, julle hardnekkig is, en in 'n ander vertaling staan daar, onbesnedenis van die hart en ore. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees. En hierdie is die hardste woorde wat jy vir 'n Jood kon sê. Wat nou nog van 'n wetgeleerde of iemand wat hoogop was in die tempeldiens? Dis een van die gevaarlikste plekke waar jy kan wees. Dis net so goed Stefanus het vir hulle gesê dat julle wel besny is. Julle het al hierdie tekens dat julle aan God behoort. Maar innerlik is julle presies dieselfde as die Romeine. Om so vol te wees van jou eie godsdiens, jou eie regwees, jou eie tradisies, dat jy die Heilige Gees begin weerstaan, sê ek weer, is een van die gevaarlikste plekke waar 'n gelowige kan wees. Want wanneer God iets nuuts wil doen, of wanneer die Gees ons wil oortuig van sonde,
stop ons ore toe, omdat ons nie wil luister en nie kan begryp dat die Gees en God nie binne ons menslike boksies pas nie. Hierdie is 'n hoofstuk van kontraste. As ons kyk na die reaksie in vers 54, hulle is tot in die hart geruk. Nie omdat hulle berou gehad het nie, maar omdat hulle kwaad was. Hulle kners op hulle tande. Dit is die beeld van mense, gelowiges, wat beheer verloor het, omdat hulle nie God kan beheer nie. Maar dan, te midde van die woede, te midde van die klippe, gebeur daar iets bonatuurliks. Terwyl die mense op aarde hulle ore toestop en begin skree, kyk Stefanus op en hy sien nie die klippe nie. Hy sien nie die mense wat hom wil doodmaak nie. Hy sien nie die oordeel wat hy van hierdie mense ontvang nie. Maar hy sien die heerlikheid van God. En dan sien hy iets wat nêrens anders in die Bybel so beskryf word nie. Hy sê, ek sien die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Gewoonlik leer ons dat Jesus aan die regterhand van God sit, nie staan nie. Sy werk is voltooi. Maar hier staan Jesus langs sy Vader op. Hy staan op as 'n getuie vir Stefanus in die hemelse hof, terwyl die aardse hof, terwyl die mense hom veroordeel. Hy staan op as 'n gasheer, om sy getroue kind, om vir Stefanus te verwelkom in sy hemelse Vader se huis. En wat 'n troos vir ons vandag, om te weet, dat wanneer hierdie wêreld teen ons draai, omdat ons aan Jesus behoort, staan die koning van die heelal op om vir ons eer te gee. Staan hy op self om ons te verwelkom in die hemel. Die preek van Stefanus eindig nie met 'n argument nie, dit eindig met 'n daad. Terwyl die klippe sy liggaam tref, doen hy twee dinge wat presies lyk soos wat Jesus aan die kruis gedoen het. Die eerste ding wat hy doen is, hy gee homself oor. Here Jesus, ontvang my gees. En die tweede is, hy gee genade. Here, reken hulle nie hierdie sonde toe nie. En hier sien ons die duidelike verskil tussen die besit en die behoort. As jy dink, jy besit vir God, beklei jy vir jouself omdat jy reg is. Jy word kwaad as mense jou boksie van godsdiens aanval. Jy kners op jou tande en jy verloor beheer. Maar as jy aan God behoort, kan jy jou lewe loslaat. Jy hoef nie wraak te neem nie, want jy weet wie jou advokaat in die hemel is. Jy kan selfs bid vir die mense wat jou met klippe gooi. En ons moet onsself vanoggend afvra, maar hoe lyk hierdie twee lewenspaaie prakties in ons eie lewens? Die hele hoofstuk 7, en ek het dit vroeër ook gesê, is 'n hoofstuk van kontras tussen hierdie twee maniere van leef. Die pad van beheer, dit wat die Sanhedrin gedoen het, dit wat die Jode met Stefanus gedoen het. Dis die pad wanneer ons probeer om God en ons godsdiens te beheer. En dan lyk die lewe dikwels vol angs en woede. As dinge nie loop soos wat ons wil hê dit moet nie,
of as God nie ons gebede beantwoord presies soos wat ons gevra het nie, dan raak ons bitter. Ons kners op ons tande, omdat die boksie waarin ek vir God geplaas het, begin skeer, want dis nie wat God doen nie. Ons begin te oordeel. Ekskuus vir die Engelse woord, maar ons word gatekeepers van die waarheid. Ons is vinnig om klippe op te tel en na enige iemand anders toe te gooi wat anders dink as wat ons dink. Wat iets op 'n ander manier doen as wat ons doen. Dit laat my baie dink aan Jesus wat gesê het, haal die balk uit jou eie oog uit. Ons raak rigied. Ons is bang vir verandering. Ons hou vas aan die verlede. Ons hou vas aan 'n ou persepsie. Ons hou dalk vas soos die Jode aan die tempel en die reëls en die regulasies omdat ons veiligheid daarin vind, eerder as om vas te hou aan God. Die ander kant en die ander kontras van hierdie hoofstuk is die pad van behoort. Wanneer ons aanvaar dat ons aan God behoort, verander hierdie lewenshouding. Ons begin leef met 'n radikale vrede. Want wanneer die klippe van die lewe begin val, of dit siekte, verlies of kritiek is, reageer ons dan nie met paniek nie. Ons weet, ons is in die hand van die een aan wie ons behoort. Ons hoef nie die situasie mee te manipuleer nie. Ons kan die situasie beleef en opkyk en vrede hê daarmee, want ons weet waar ons krag vandaan kom. Dis 'n lewe van vloeibaarheid en gehoorsaamheid. Omdat God 'n God op pad is ons bereid om te skuif wanneer die Heilige Gees ons lei. Of anders gestel, ons laat die Heilige Gees ons herder in hierdie lewe wees. Ons begin ontvanklik raak vir die Gees. Ons begin 'n lewe lei van vergifnis as 'n lewenstyl en nie iets wat ons moet doen nie. Iemand wat deur die God besit word, het niks om te verloor nie. Ons het nie 'n ego of 'n naam wat ons ten alle koste moet verdedig nie. Ons kan bekostig om genade aan ander mense te bewys, selfs wanneer hulle ons begin seermaak, omdat ons waarde nie in onsself lê nie, maar in God. Wanneer ons die week by die werk kom, of wanneer ons weer teruggaan huis toe, en ons 'n moeilike situasie teekom, gaan ons probeer om die situasie met ons eie mag te beheer, om ons eie koninkryk te beskerm. Of gaan ons onthou dat ons aan 'n God behoort wat reeds uit die dood uit opgestaan het? Stefanus sterf en dit lyk dalk na 'n nederlaag. Maar as ons weer kyk na vers 58, staan daar 'n jong man met die naam Saulus. Hy pas maar net die klere op. Hy dink hierdie is 'n oorwinning. Maar hy het gesien hoe 'n man sterf met 'n vrede wat die menslike verstand te bowe gaan. Hy het die vrug gesien van iemand wat aan God behoort en nie God probeer besit nie. Daardie saad wat geplant is in Saulus se hart, sou later vrug lewer as een van die grootste sendelinge wat nog ooit geleef het.
Die vraag vir ons vandag is God vir jou 'n boksie wat jy saamdra en probeer beheer, of behoort jy met jou hele hart, jou ore en jou lewe aan God? Mag ons die moed hê om elke dag aan te hou, om op te staan in die Gees. Mag ons soos Stefanus opkyk en die staande Jesus sien, sodat ons self in 'n wêreld wat vol klippe is, getuies kan wees van hierdie hemelse vrede, van hierdie hemelse genade wat God vir ons gegee het. Amen. Ek wil elkeen uitnooi vanoggend om gemaklik te sit en om vir die volgende oomblik met die volgende gebed jou hande fisies te gebruik. Ons het vandag gehoor wat die verskil is tussen beheer en behoort. En ons almal dra 'n boksie saam in ons eie lewe, van ons eie omstandighede, van ons eie beheer. En ek wil hê julle moet vir 'n oomblik jou oë toemaak, jou vuiste toebal en voel hoe die spanning die spanning in jou vingers en in jou arms saamtrek. Dit is hoe dit voel om te probeer beheer. Dit is uitputtend. Dit is iets wat ons moeg maak. Maak vir 'n oomblik jou oë toe. Maak jou hande stadig oop. Met jou handpalms na bo. As 'n teken dat jy vanoggend die klippe neerlê. Dat jy die beheer loslaat en sê, Here, ek probeer nie meer nie, maar ek behoort aan U. Hemelse Vader, hier is ons hande. Ons het hulle oopgemaak en hulle is leeg. Want ons besit niks nie. Maar ons palms is oop, want ons behoort aan U. Ons kom gee vanoggend vir U ons vrese, ons planne, ons behoefte om reg te wees. Here, ons kom gee al hierdie dinge vanoggend aan U oor. Ons is nie meer die eienaars van ons eie lewens nie. Here, maar U is ons leier. U is ons Vader. U is ons koning. Mag ons in hierdie week 'n lewe leef waar ons aan U behoort. Mag ons, wanneer die klippe opgetel word om ons te gooi, mag ons opkyk na U toe. Amen. Stefanus kon die klippe trotseer omdat hy geweet het wie God is. Kom ons staan en ons bely vanoggend dat ons glo in hierdie God. Ons sê vanoggend hardop saam die apostoliese geloofsbelijdenis. Nie omdat dit net 'n rympie is wat ons al lank al in die kerk geleer het nie, maar omdat ons dit glo met ons hele hart.
Kom ons staan, dan bely ons saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe.